Die sigbare wêreld is baie meer vir ons 'n baie moeilike realiteit om te sien. Want wanneer ons na die sigbare wêreld kyk, dan sien ons swaar kry, ons sien ellende, ons sien trane, ons sien mense wat geliefdes verloor, ons sien bedreigings, ons sien dinge wat die lewe vir ons onaangenaam maak. En die werklikheid van die lewe, die realiteit, die sigbare, is baie keer een van ons grootste uitdagings. Want ons sien ook die pyn en ons sien die seerkry van mense raak. En dis wanneer al hierdie dinge by ons oë ingaan, by ons sintuig, dat dit ook ons lewe affekteer. Alles wat ons sien en alles wat ons hoor uit die sigbare wêreld, kom sit in ons binnekant. En dit het 'n impak op ons. Maar ons het 'n keuse wat ons met hierdie inligting wil maak. Want ons kan besluit of ons hierdie inligting gaan toelaat dat dit ons ontwrig in die binnekant, en of ons hierdie inligting op die regte geestelike manier gaan hanteer. Maar aan die ander kant moet ons ook onthou, daar is 'n onsigbare wêreld wat nie minder werklik is as hierdie wêreld. Die onsigbare wêreld is net so realiteit soos die sigbare. Die onsigbare is 'n realiteit omdat God, wat ons nie kan sien nie, altyd daar is en dat hy die een is wat in ons woon. En hy maak dit vir ons moontlik natuurlik om die onsigbare dinge in ons lewe te verstaan. Dis hoekom ons hier lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 waarvan ons sê waarom ons fokus moet plaas. Nou wat ons wel weet, is dat die onsigbare wêreld gevul is met die teenwoordigheid van God. Dit is 'n feit wat ons in ons lewe moet aanvaar en wat ons moet verstaan. Dat God se teenwoordigheid nie met die blote oog gesien kan word nie, maar dit ervaar kan word, dat God se teenwoordigheid in jou lewe 'n realiteit is, omdat hy sy kind is die Heilige Gees in jou. So ongeag wat jy fisies in jou liggaam ervaar, wat jy dink in jou gedagtes, of wat jy voel in jou emosies, of wat jy jou senuweestelsel gaan, moet jy onthou die onsigbare wat jy nie kan sien nie, is God, wat in al daardie omstandighede by jou is en in jou lewe vir jou aanraak. Ons sien ook natuurlik vreugde, ons sien seisoene wat verander, ons sien ook mooi dinge oralste rondom wat vir ons die lewe aangenaam maak. Maar in die blote oog kan nie ons finale maatstaf wees waarvolgens ons lewe inrig nie. Wanneer ons besluit dat ons oog en ons ore ons finale maatstaf is in terme van ons lewenswyse, dan beperk ons onsself en ons keer onsself om die volle ruimte en teenwoordigheid van God in ons lewe te beleef en te ervaar. Want ons laat toe dat die eksterne omgewing totaal beheer neem van ons, omdat ons dink dis die enigste realiteit, omdat ons dink dis die enigste werklikheid. God is nog steeds in ons lewe 'n realiteit. God, ons lees in Johannes 3 dat Jesus vir Nikodemus sê, die Heilige Gees is soos die wind. Jy kan hom nie sien nie, maar tog waai hy waar hy wil. Maar jy sien die effek op die blare, jy sien die effek, jy voel dit aan jou vel. So weet ons ook dat die Heilige Gees nie gesien kan word nie, maar jy kan die impak van die Heilige Gees in jou lewe beleef. Want die doens op die einde van die dag, ons as gelowiges kan ons die wind van die Heilige Gees voel in ons lewe. Voel ons die Heilige Gees tasbaar in ons innerlike wese. Want as die antwoord ja is, dan beteken dit dat ons die realiteit van die onsigbare lewe reeds beleef. Daar is ook nie geheime oor die onsigbare wêreld nie. Baie mense het al hierdie geheime, dan sê hulle het 'n gawe van God om in die onsigbare realm dinge raak te sien en geeste te sien en dinge te onderskei, en dat hulle geheime kennis het of dat hulle beter gawe as ander mense het. En sulke tipe mense het ook soms die vermoed dat hulle die indruk skep dat mense wat dit nie kan sien nie, nog nie op daardie geestelike vlak is nie. Maar die Bybel leer vir ons daarin nie. Die Bybel leer vir ons dat die enigste misterie wat die mens nog nooit gesien het nie, Christus Jesus was. En in Kolossense 1 en 2 lees ons dat daardie misterie, daardie onsigbare van God het sigbaar geword in Christus,
So vir ons is die harde realiteit van God se teenwoordigheid in ons lewe, Jesus Christus. En jy sien hom in die Bybel, jy sien hom in die Nuwe Testament, jy sien die profesieë oor hom. Jy lees van sy wonderwerke, jy lees van sy leerstellings. En dit is die manier wat die onsigbare sigbaar geword het. En jy het nie 'n spesiale gawe nodig in jou lewe om dit raak te sien nie. Die belangrikste deel van die onsigbare wêreld om raak te sien is Jesus. En is om te glo dat hy die onsigbare onsigbaar kom maak, want hy leer vir ons, en ons doen dit by die Bybelskool ook, Jesus wat vir ons sê, as julle my sien, sien julle die Vader. Alles wat ek sê, het ek by die Vader gehoor. Met ander woorde, Jesus wat vir ons kom leer, dat die onsigbare onsigbaar geword het, deur middel van Jesus. En daarom is die onsigbare dinge eintlik iets wat ons kan sien, wanneer ons die Bybel lees. En daarom weet ons ook dat sy troos deel is van ons lewe. Hy vertroos ons in alle situasies. Nou is die groot vraag van die geloof in hierdie teks. Ons konfrontasie is dit. Sal ons net kan glo wat ons sien? Want baie mense sê, sien is glo. As ek dit sien, gaan ek dit glo. Maar die vraag is, sal ons net dit glo wat ons kan sien? Of is ons bereid om daai geestelike tree te neem en te sê, maar ek kan ook tog, ek is ook in staat deur die Heilige Gees om die onsigbare te sien. Om die Heilige Gees wat beweeg waar hy wil, te voel, te beleef en te ervaar, hoe hy my oë oopmaak om in situasies te sien wat God besig is om te doen. Want wanneer ons na die sigbare dinge kyk en ons blind staan daarin, raak ons blind vir die onsigbare. Maar wanneer ons die sigbare sien, gaan ons oorhou om die buitewêreld binne die regte perspektief te plaas. Gaan dit lees sê, wanneer ons oop is vir die onsigbare wêreld, gaan ons die eksterne wêreld binne die regte perspektief kan sien. En dis hoekom baie Christene sukkel. Hulle sê hulle lees in die Bybel dat jy hierdie tipe dinge moet doen, maar in die praktyk van die lewe kry hulle dit nie reg nie. En die rede daarvoor is omdat hulle so vaskyk in hulle fisiese liggame en die genot vir die liggaam wil gee en wil omsien na die liggaam. Paulus sê, uiterlik vergaan ons elke liewe dag. 'n Mens word eenvoudig ouer. En soos jy ouer word, kom jy agter hoeveel meer beperkings in jou lewe inkry. Hoeveel meer dinge daar is wat jy inwerk, wat nie in die verlede vir jou 'n probleem was nie, maar nou 'n probleem. En Paulus sê in sy lewe was juist dit iets wat sy oop gemaak het vir die onsigbare. Maar toe hy besef dat hy nie meer beheer het oor die eksterne omstandighede in sy bediening en die gemeente en die mense wat met hom moeilik is nie, toe het sy oop gegaan en gesien, maar God is daar. God daar. Waar sy liggaam ophou om te funksioneer, is God teenwoordig en God help vir hom om deur die moeilike omstandighede te kan gaan. So vir ons gaan dit daaroor, het ons dit nodig om ook op daardie punt te kom in ons lewe, wat ons eers 'n eye-opener moet hê, wat ons eers moet besef, my liggaam is gebroken, my liggaam gaan agteruit. Ek is nie meer so sterk soos ek altyd was nie. Ek kan nie meer alles doen. Ek kan nie meer alles onthou soos ek altyd onthou het nie. Ensovoorts. Of selfs wanneer ek siek is, om te besef dat ons liggame toe nie so wonderlik was soos wat ons gedink het. Want 'n mens weet nie wat jy het tot jy dit verloor nie. En 'n mens weet eers jou liggaam is gebroken as jy besef dat jy radikaal met jou liggaam verander. En Paulus sê, dit is iets wat 'n Christen moet doen, om by die punt te kom om te sê, ek het die Here in my lewe nodig. Ek het sy krag nodig. Hebreërs 11 leer vir ons dat geloof is om te vertrou op die dinge wat jy nie kan sien nie. Geloof is om te vertrou op die dinge wat jy nie kan sien nie. Selfs om op God te vertrou, al skyn daar geen lig in jou lewe nie. Al het jy geen perspektief nie, al het jy geen insig nie, al kan jy nie vorentoe gaan nie, moet jy nog steeds onthou dat die onsigbare God nog steeds in jou is. En ons weet dit, omdat Jesus die dood oorwin het.
Paulus sê, dis baie belangrik dat jy dit in jou lewe ook moet incorporeer, dat jy dit ook in jou lewe moet beleef, dat jy dit ook in jou lewe moet aanvaar, dat Jesus afgereken het met die dood. En dit is belangrik vir Paulus, want wanneer jy dit in jou lewe jou eie maak, gaan jy op die punt kom dat jy sê, ek het 'n toekomsperspektief. En daardie toekomsperspektief is 'n baie groter toekomsperspektief as wat ons altyd kan dink. En dit is die ewige lewe. En dan sê Paulus, wanneer jy die ewige lewe as 'n perspektief in jou gedagtes het, dan sien jy mos tog raak wat belangriker is, wat groter is, wat ewigheidswaarde het. En dan staar jy jouself nie meer blind aan die tydelike dinge hier op aarde nie. Jy staar jouself nie blind aan jou eie liggaam en wat jy vir jou eie liggaam nie heeltyd wil gee nie. Want dan kom jy agter dat jou ewige lewe, wat jy in Christus het, eintlik alles is waaroor in die lewe gaan. Ek by soveel mense al gestaan by hulle sterfbed, wat vir my erken, dat alles wat hulle in die lewe gehad het, eintlik nie so belangrik was nie. Maar dat die belangrikste is, waarheen hulle nou op pad is, en wat nou met hulle gaan gebeur. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê, Jesus het nie dood oorwin nie. Hy het reeds oorwin. En daarom moet ons weet dat die wêreld gaan kom op 'n werklikheid is. Die onsigbare wêreld van die toekomstige tyd is 'n werklikheid. En daarom moet ons, wanneer ons dit opweeg teenoor mekaar, Paulus sê, daar's onsigbare dinge wat ewig bly, dit is God, en dan is daar, dis die onsigbare, en dan is daar die sigbare dinge wat verbygaan. En die wêreld wat ons nie met die blote oë kan sien nie, word van oë gesluit deur God wat ons geestesoë oopmaak. En Paulus bid dit in Efesiërs 1 van die gemeente, hy sê, bid dat die oë van julle hart sal oopgaan, dat julle kan sien hoe wonderlik die roeping is wat God vir jou gee. So hier om Paulus eintlik en hy wil ons geloofslewe vir ons heeltemal oopsluit en oopmaak en 'n perspektief vir ons gee wat ons huidige situasie in konteks plaas. Ons huidige lewe, dit is soos 'n streep, daar's 'n begin en daar's 'n einde. Maar die ewigheid het nie 'n begin en 'n einde nie. Dis tot in alle ewigheid. En Paulus sê, wanneer jy 'n ewigheidsstreepie daarop plaas in die konteks van die ewige lewe, dan kom jy agter dat dit wat jy gaan eintlik nie so intens is nie. Dan kom jy agter dat dit eintlik nie so ernstig is as wat jy gedink het nie. En dat jy nog steeds elke dag voortgaan om te leef wat God sorg. En wanneer jy dit in daardie perspektief kan plaas, jou uitdagings, jou vrese, jou finansies, jou bekommernisse, jou eie lewe, jou siel, jou redding en alles in die ewigheid kan plaas, sê Paulus, kan jy dit eintlik soos 'n sif in 'n sifkoen skit, en net die koninkryksbeginsels sal deurval. Alles wat tydelik is, sal binne in die sif agterbly. Al die dinge wat geen ewigheidswaarde het, sal agterbly. En dan sê Paulus, dit moet jou eintlik dan motiveer dat jy in vandag se lewe so lewe dat jy met ewigheidswaarde lewe, dat jy met 'n koninkryksbeginsels moet lewe. Dit wat deurval en wat regtig suiwer is en wat oor God gaan. Want geloof is om te weet dat God daar is in alle omstandighede. En dat daar 'n onsigbare wêreld is wat jy nie met jou oog kan sien nie, maar wat absoluut waar is. Hoekom sit ons elke Sondag in die kerk? Hoekom lees jy die Bybel? Hoekom bid jy? Hoekom wil jy na boodskappe luister of geestelike liedjies? Alles gaan oor die onsigbare God. Maar tog sê die onsigbare God in jou lewe 'n werklikheid en 'n realiteit. Want waarom bid jy as jy hom nie kan sien nie? So almal van ons is eintlik al klaar deur die Heilige Gees geleer en gelei dat hierdie onsigbare wêreld daar is. En dat ons in hierdie onsigbare wêreld deur die Heilige Gees kan intap. Dat Jesus gekom het en 'n brug gebou het tussen die sigbare en die onsigbare. En dat ons oor daai brug kan loop. Dat ons vanuit die sigbare wêreld na die onsigbare wêreld toe kan stap, na God toe, omdat Jesus die middelaar is, omdat hy die een is wat ons ook opmaak, omdat hy die een is wat vir ons leer om dit raak te sien. En dan sê Paulus, wanneer ons dit besef,
sal ons lewenswyse verander, ons gedrag sal verander, ons ingesteldheid sal verander teenoor mense, ons ingesteldheid sal verander teenoor onsself, ons egosentriese lewenstyl sal verander, ons sal ook minder aan onsself dink, ons sal ook meer aan God dink, en wanneer ons meer aan God dink, sal ons meer aan ons naaste dink, want as ek vir God liefhet, sal ek my naaste lief hê. Dit het 'n impak op jou hele lewe. Wanneer jy nie kan sien nie, wanneer jy nie kan verstaan nie, wanneer jy nie insig nie, bly God verstaan. Bly God getrou. Bly hy teenwoordig. Wanneer jy nie meer oplossings het nie, is God nog steeds daar. Jou omstandighede maak geen verskil aan die onsigbare God se teenwoordigheid in jou lewe nie. Wanneer jou hande leeg voel, wanneer jou hande leeg is, bly sy hande nog vol beloftes. Geloof is om te vertrou dat God se beloftes die waarheid is. Almal ken die storie van Elisa en Gehazi. Hulle was daar in 'n woonplek en die vyand het teen hulle opgetree en hulle was in 'n groot angs en benoudheid. Maar Elisa sien toe in die onsigbare wêreld raak dat die heermag van God rondom hulle is, perde en vuur en alles. Maar Gehazi het dit nie gesien nie. Elisa was rustig en in God se teenwoordigheid. Want wanneer jy die onsigbare wêreld sien, is jy in God se teenwoordigheid. Gehazi het dit nie gesien nie. En Gehazi was in 'n toestand en toe bid Elisa, Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. En skielik toe Gehazi se oë oop gaan, toe sien hy ook die weermag raak en toe is hy ook in God se teenwoordigheid. En dis ook waar vir my en jou. Daarom moet ek en jy ook bid, Here, maak my oë oop dat ek kan sien. Hoe gaan ons hom sien? Ons gaan hom sien deur die Bybel te lees. Ons gaan hom in die Bybel raak sien. Ons gaan hom in ons lewe raak sien. Wanneer ons terugkyk op ons lewe, gaan ons die vingerafdrukke van God in ons lewe sien deur die geskiedenis tot dit met vandag. En hoe hy deur al die omstandighede altyd daar is. Dat hy in jou lewenspad jou nooit alleen gelaat het nie. Nie een enkele oomblik. Maar omdat ons onsself so blind staar aan dit wat buite ons gebeur, voel dit asof ons ver van God is. Voel dit soms asof God nie daar is nie. Voel dit soms asof ons geloofslewe deur 'n moeilike tyd gaan, deur 'n ding gaan. Maar is omdat ons op die sigbare wêreld fokus, nie op die onsigbare nie. Dis wanneer ons op die onsigbare fokus, dat ons in ons binnenkant kan begin asemhaal. Paulus sê, die sigbare dinge gaan verby, die onsigbare dinge bly ewig. En dit bring ons by keuse in ons lewe. Waarop wil ek fokus? Wil ek my aardse sintuie fokus op die buitewêreld, of wil ek my geestelike sintuie, my innerlike wese fokus op die Heilige Gees? En van daar af my sintuie aanwend na die eksterne wêreld toe. Of wil ek voortgaan om my lewe in te ding deur my blind te staar aan die eksterne wêreld en te sukkel om 'n geloofslewe aktief te hou en naby God te leef? Dis een van die twee. Maar dit kom by die vraag, watter sintuie wil jy inspann? Want die sintuig wat jy inspann, gaan bepaal wat jy sien. En ons oplossing is om die sintuie gebruik van ons innerlike wese. Want wanneer ons God sien, sien ons die uiterlike wêreld in die regte perspektief. Dan kan ons dinge beter hanteer. Dit is ons oplossing. Wanneer ons vrae het en daar geen maklike antwoorde is nie, is God steeds daar. Wanneer ons verlang na mense wat ons liefhet, wat nie meer hier is nie, is God nog steeds daar. Of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Niemand kan met God se hande uitval nie.
En dit weet jy, as jy die onsigbare van God ken en raak sien en in sy woord dit beleef. So hoe leef ons nou? Wat moet ons gaan doen? Wat is in ons lewenswyse wat belangrik is? Ons lees hier in 2 Korintiërs 4, ons leef deur geloof. Geloof is om te glo in die dinge wat jy hoop, maar die dinge wat jy nie kan sien nie. Omdat hulle geglo het in die geskiedenis in God, het die beloftes waar geword. Hulle het so in God geglo dat die beloftes in hulle lewe nie waar geword het nie, maar geslagte na hulle. Ons glo, dis ons lewenswyse. Ons lewenswyse is om vir die Here te sê, maak asseblief my oë oop. Maak my geestelike oë oop dat ek U kan sien. Want as ek U kan sien, is my lewe op die regte pad. Hou vas aan Christus. Hy is die brug tussen die sigbare en die onsigbare. Hou aan hom vas. Kyk na hom. Sien hom raak. As jy hom raak sien, verander alles. Daarom as die sigbare wêreld vandag vir jou te veel word, lees ons hier by Paulus, onthou, daar's baie meer as wat jy kan sien. Want God is daar.